Dit is goed om wanneer jy ook al hierna luister te weet dat jy deel is van 'n groter gemeenskap wat saam bymekaar is om na die woord van die Here te luister. Kom ons begin net en dan raak ons stil so by die Here, maar ook so by onsself. Here, uit U, deur U en tot U is alle dinge. Aan U behoort die hemel en die aarde en alles wat daarop is. Amen. Markus 8 is 'n baie interessante gedeelte. In Markus 8 het ons te doen met Jesus aan die een kant en hy vra, wat is my status? Wat sê die mense? Wat is my status? En wat sê julle, wat is my status? En aan die ander kant, dan sê hy iets vir die gemeente en sê iets vir ons oor wat ons status is. In die proses ontdek ons dan wie ons is, maar ook in die lig, en veral in die lig van wie Jesus is. Wanneer 'n mens oor die Here praat of oor iemand praat en veral oor daardie persoon se status, dan sê ons baie keer meer oor onsself ook, eerder as wat ons oor daardie persoon sê. Maar kom ons luister na wat die gedeelte hier in Markus 8, vers 27 tot 38 vir ons sê. Jesus en sy disippels het na die dorpe van Caesarea Philippi vertrek. Op pad het hy vir sy disippels gevra, wie sê die mense is ek? Hulle antwoord hom, Johannes die Doper, ander sê Elia, en nog ander sê een van die profete. Hy vra hulle toe, maar julle, wie sê julle is ek? Petrus antwoord hom, U is die Christus. Jesus het hulle toe opdrag gegee om niemand van hom te vertel nie. Hy het begin om hulle te leer dat die Seun van die mens baie moet ly, deur die familiehoofde, leierpriesters en skrifkenners verwerp en doodgemaak moet word, en na 3 dae moet opstaan. Hy het openlik hieroor gepraat. Petrus het hom eenkant toe geneem en hom begin berispe. Maar hy het omgedraai, na sy disippels gekyk en Petrus berispe. Gaan weg agter my, Satan, want jy bedink nie die dinge van God nie, maar die dinge van mense. Nadat hy die skare saam met sy disippels nader geroep het, het hy vir hulle gesê, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon, sy kruis opneem en my volg. Want wie sy lewe wil red, sal dit verloor. Maar wie sy lewe ter wille van my en die evangelie verloor, sal dit red. Wat baat dit 'n mens immers as hy die hele wêreld as wins bekom, maar sy lewe verloor? Wat sou 'n mens gee as 'n losprys vir sy lewe? Want wie hom vir my en my woorde skaam in hierdie owerspelige en sondige geslag, vir hom sal die Seun van die mens hom skaam, wanneer hy in die heerlikheid van sy Vader kom, saam met die heilige engele. En hy het vir hulle gesê, Amen, ek sê vir julle, daar is sommige van julle wat hier staan, wat beslis nie die dood sal smaak, voordat hulle die koningsheerskappy van God met krag sien kom het nie. Kom ons bid net voordat ons verder gaan. Here, ons het die woord nou gehoor, lei vir ons, dat ons ook hierdie woord in ons hart sal ervaar, maar ook sal kan uitleef en kan toepas in ons lewe. Amen. Eddie, hoe gaan dit met jou? Oom Jan, waar was jy? Jo, ek was 'n bietjie see toe. See toe? Ja. Dis 'n bietjie lank see toe. Ek was lank see toe, ek het nou die dag nog geswem. Jy sien, ek het nog 'n tan. O, wat? Ja. Is dit te koud om te swem? Ja, dit is baie lekker. Ek sal krimp. Ja. Ja, nee, jy sal nee, maar jy sê, hoe swem 'n worm? O nee, ek gaan verdrink. Ja, ek dink ook so. Ja. 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 Wat bring jou hier vandag? Ek weet nie. Oom Jan, dis nou toetsreekstyd, nee. Ja. Eksamen en sulke goeders. Ja. Ja. Hierdie storie wat ons nou gelees het van
van jy moet jouself neerlê en sulke goed. Selfverloon. Ja, selfverloon. Jy kan nie Beteken dit- Jesus volg as jy nie selfverloon nie. Maar hoekom moet ek dan nog leer? Want jy wil graag beter mens vir Jesus wees. Okay. As jy dit selfverloon beteken eintlik dat jy nie dink jy's beter as ander mense nie. Okay. Dat jy voor ander mense eintlik by Jesus mag wees en die ander mense mag nie daar wees nie. Okay, so ek gaan nou nie met die prysuitdeling sê hoe ek het al die bekers gevat nie. Ja, dit onder andere. Okay. Maar jy gaan ook nie dink net jy mag vir Jesus lief hê nie. O, Jesus Okay, het vir ja. almal lief, maar en Ja. ook vir jou, okay. maar jy is nie beter as ander nie. O, ja, ek het Jy dit moet mos- ook nie dink Jesus gaan jou voortrek nie. Dis belangrik, nee. Ja, Party mense dink hulle is bietjie beter as ander. ja. Ja. Is baie geliefde kinders van die Here, maar almal is eintlik maar geliefde kinders. Almal van is die Here. geliefde kinders van die Here. Ja. Ja, ja. So hierdie Petrus karakter is nogal 'n snaakse een, hè. Ja, hy het nogal gedink hy is bietjie meer bevoordeel. Ja. Ja, almal wat aan Israel behoort, hulle kry bietjie voorkeur by. Ja. by En ek ken mense wat so name drop, nee. ja. Soos, het jy my Jesus gesien? Ek dink dis wat Petrus wou doen. Ja, Ja. dis presies. Ja. 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 Ek dink nou nie in Rome moes hy eintlik name drop nie. Dit sou hom dalk meer in die moeilikheid gebring. Veral wat dit aanbetref. Ja, Nee. Ja, okay. Daar in Rome het die mense baie swaar gekry. Ja. So ons is bevoordeel. Ons is ongelooflik bevoordeel. En ons is bevoordeel om te weet dat God lief is vir almal. Almal. Ons kry nie voorkeur nie. Okay. Ja. Cool. Okay. Dankie oom Jan. Goed gaan en Dis sterkte lekker om met die jou te sien, toetsreeks en ek hoop jy kan daarom 'n goeie prys wen. Ek hoop ook so. Ja. Maar Hard ek hoop werk, net nee. ek kry geleer. En jy moet beter, hoe harder jy werk, hoe beter kind, nee, ek jok, hoe meer wys jy. Moenie jok nie oom Jan. Nee, dit beteken jy is 'n goeie kind van die Here as jy Ja. hard werk, nee. Okay, cool. Jy's nou hier so met die kermis ook, nee. Ek gaan bietjie hierso wees. Ja, ja. Ja, Gaan ek jy gaan bietjie koffie- koffie maak. Gaan jy koffie maak? Ek gaan koffie maak. Okay, goed. Ek sal kom koffie drink. Okay, goed. Dankie, bye. Goed Eddie, bye. Bye. Ons het agtergekom Jesus vra vir die mense, wie sê die mense is ek en wie sê julle is ek? En dan word daar baie belangrike dinge gesê en veral uit Israel se geskiedenis. En as Jesus hier as hulle vir Jesus sê Elia, een van die profete, dan verwys dit na 'n tradisie uit die Joodse lyn van geskiedenis. Wanneer Petrus hom antwoord, dan gaan hy na 'n Christelike woord toe of 'n woord wat vir die mense van Israel gesê het, dis die Messias, die koning van Israel. En hy sê dit dan ook, en met hierdie woorde, u is die Christus, sê hy, Jesus is daar, hoog saam met die keiser, saam met koning Dawid, al hierdie gesalfdes. Nie net 'n profeet nie, maar wel 'n koning, heerser, opperheerser. Met hierdie woorde hoor ons iets van 'n diep tradisie van die Messias is eintlik die God van Israel se God. Nou destyds het die mense geglo elke nasie het hulle eie God. Die Grieke en Romeine het hulle 12 gode gehad en hulle het natuurlik hierdie 12 gode gehad sodat hulle hulle hele lewensspektrum kon dek, sodat daar 'n God oor elke aspek van hulle lewe beheer het. Die Egiptenare het hulle gode gehad, die Babiloniërs ensovoorts. En die God Jahwe of God van Israel, die Here, was dan die God net vir hierdie klein volkie. Wanneer Petrus en die disippels oor hom praat, dan dink hulle oor hom as hierdie enetjie. Maar nou het Paulus al vir die gemeente in Rome, en dis die Markus skryf ook vir die gemeente, as hy hierdie woorde opskryf, herinner hy hulle eintlik aan wat Paulus al vir hulle gesê het. En wanneer hy met hulle praat hieroor, dan sê hy vir hulle dat ons weet mos dat ons nie uit net 'n klomp Israeliete bestaan nie. Ons gemeente het nie
goeie kinders van die Here, hulle stam uit Israel af met 'n bloedlyn nie, maar hier is ook 'n ander groep. En daardie groep is die groep wat uit die heidense wêreld uitkom. Grieke, Romeine, Babiloniërs, Fenisiërs, wie ook al. En hy kom sê vir hulle, wie sê julle is ek? En hulle sê, Israel se God, en dan maak hy dit oop. En hy sê, julle sê ek is God, maar julle moet versigtig wees dat julle nie oor my dink, en dit wat in julle agterkop sit, dat julle oor my dink asof ek een van daardie 12 gode van die Romeine en die Grieke is, of ek 'n tipiese afgod is, wat om een kant hou daar ver weg staan en hiet en gebied en op voorwaarde 'n verhouding wil hê nie. Ek is 'n God wat in verhouding met mense gaan, en ons hoor iets van hierdie verhouding wanneer hy vir hulle sê, maar my status hang nie af van wat die mense met my doen nie, want wat gaan gebeur is dat die leierpriesters gaan my verneder tot die kruis, 'n Romeinse manier van doodstraf, en die laagste status wat 'n mens kan hê. Julle sê ek is hierdie status saam met die keiser, maar weet julle, ek gaan daar kom waar niemand dink ek is oulik nie. Almal gaan bewus wees van hoe vernederend hulle met my opgetree het. En in hierdie wêreld, kom sê hy, kyk net hoe anders God is. En dan noem hy dan ook dadelik iets van wat die gelowige se denke is. Hy sê ons moet oor God dink, nie as die een wat daar is en hiet en gebied nie, maar hy is die een wat hier naby ons gekom het, wat in 'n verhouding met ons wil wees, wat ons met liefde wil hanteer, en dat hy vertroue van ons verwag, en hy getrou is aan ons, en ons is getrou aan hom. Eintlik baie meer soos 'n familie, soos man en vrou, soos kinders en ouers. Iets van daai nabye, liefdevolle gemeenskap. En in hierdie omstandighede sê hy dan ook, wat staan julle te doen? En dan sê hy, doen afstand van julle verlede. Doen afstand van julle onthou van dat ek 'n Jood is. Doen afstand daarvan dat jy vir ander ouens sê, maar jy's 'n heiden, ek is 'n Jood. Moenie die taal gebruik nie. Gebruik taal van ons is een met mekaar. Maar ons is nie net een met mekaar nie, ons is een met mekaar omdat ons een is met die Christus, met die opperheerser, met die een wat vir ons gewys het hoe dinge gedoen word. As Jesus dus sê, as iemand my wil volg in hierdie nuwe koninkryk, en hy kom sê in Markus 1 reeds, die koninkryk van God het hier by julle gekom. As jy wil deel wees van die koninkryk, dan gaan jy deel wees van die manier van doen wat die Christus doen. En die Christus is die een wat dan in liefde optree, wat in verhouding met mekaar en met God wil wees. Dit is die punt. En dan gaan dit nie oor mag en geweld nie, want dis wat die keiser doen. Hy het die mense wat teen hom in opstand gekom het, gekruisig. En Jesus kom sê, nee, ons kruisig nie mense nie. Ons nooi mense in. En dit is die deel van, as hy sê, as jy jou lewe wil red, dit wil sê as jy jou identiteit, jou status wil red, moenie krampagtig vashou aan jou status, bewus wees van jou status nie. Of jy oor jouself dink, ek is daai belangrike persoon, of ek is seker nou maar nie so belangrik nie. Moet glad nie bewus wees van jou status, hoog of laag nie. Wees bewus van wie Christus is. En lê dit af. Maak jouself deel. En in hierdie lewenshouding van, ek is nie sleg of goed nie, maar ek is maar net een van die kinders van God. Ek behoort aan God. Ek het hom lief.
En in daardie manier bewys jy dat die Here leef. Op daardie manier kan jy waag om oor die Here te praat, omdat jy verstaan wat dit beteken dat jou lewe gered is, dat jy 'n nuwe status in Christus het. En daardie status het te doen met ek leef in 'n goeie verhouding met God. Ek leef in 'n goeie verhouding met die God wat nie voorwaardes stel nie, maar die God wat ons saamneem op sy pad, sodat ons hom kan volg. Dit beteken prakties in ons lewe dat ons net gemaklik leef, dat ons gemaklik is met almal, en dat ons uitnodigend leef, sodat mense hierdie God kan leer ken, wat onvoorwaardelik mense wil aanvaar, mense wil inneem, mense wil voorstap, sodat mense hom kan volg. En dan is ons deel van hierdie koninkryk. En dan kom die koninkryk elke liewe dag, soos hy al reeds vir eeue aan die kom is. En dan het ons die vermoë om die koninkryk te sien, wanneer ander mense nie kan sien nie. Hierdie gedeelte nooi jou uit, om so na die Here toe te kom, met vrymoedigheid, sonder om bewus te wees, of om te gee oor jou status. Mag ons dan in hierdie vrede, in hierdie gemak van 'n verhouding met die Here kan leef. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons die kind kan wees. Dankie dat ons kan weet dat ons saam met U op hierdie pad kan loop wat U loop. En vandag kan ons dit met vrymoedigheid ook doen. Dankie vir daardie vreugde, om so in vreugde saam met U te leef. Geef vir ons die moed en die wysheid om weg te kyk van onsself af. Die vermoë om nie bewus te wees van ons status nie, maar bewus te wees van U teenwoordigheid in die goed en die sleg van ons lewe. Daarom wil ons vanmôre ook vandag aan U eer bring, lof en prys vir wie U is. Amen. Kom ons gaan hier vanaf die week in, of die volgende deel van jou lewe, en leef met vrymoedigheid by God. Goed gaan.